Prys die Here, en sê dankie vir die musikante. En die sing lekker in die koning van konings lewe. Hy is 'n werklikheid. Ek het dit al baie gesê, maar vandag, Woensdag het dit begin. Koning van konings weet al wat jy wil sê, voor die woorde die lippe geraak het. Ons het Woensdag aand, ons uitgetrede, almal moet ons behoeftes bekend maak. My broer daar my kom bid, ek geweet wat ek wil hê. Here is getrou. Die woorde wat ek my daarna gesê, het my aangeraak, het my geskit, maar tog is 'n mens nog steeds 'n bietjie. Jy weet, jy wil nou nie voluit gaan nie, staan 'n bietjie terug, maar jy kyk wat hoeveel keer het ek al gebid, hoeveel keer het ek al gevra. Vanoggend staan ek hier in die bank en ek kom pastoor se broer en se pa na my. Kom bid hy vir my en ek kom getuig vir my, hy sê, staan die Here sê, staan vas, moenie beweeg nie, staan vas. Ek gaan 'n ding in jou lewe doen, wat jy gaan uitroep en sê, waarlik hy is my God. En dit het alles gegaan met die gebed wat ek Woensdag aand gevra het. En ek kan nie wag vir daai dag nie, ek sal so gevoel soos 'n triekdogtertjie. As dit gebeur, dan weet ek, my kinders is verlos van jou drankduiwel af, hulle is op pad uit hiernatoe. En ek weet, dan moet ek nog 5 jaar bid. As ek nog so lang kan lewe, hoe ek sal ding. Ek vanmorgen, ek sê, staan vas. Ons sit er ons allemaal getuies, ons kan allemaal opgewonde raak vanavond. Want hy lewe, hy toch verstaan, ons kan bid nie in dooie God nie. Ons hoef nie sy maagie te gaan blik vry om iets te kry by hom nie. Ons kan dit uitroep. Dus ek gesê, dan voor die vrouw, dan weet jy wat sy pad moet heen. En sodra jy vrouw dan sy hand al klaar beweging, ons besef dit net. Ons moet net onthou, wat ons vrouw moet ons glo. Met jou die vrouw die Here iets en ek kwyt van haar. Yes, amen. As ons hierdie les vanavond leer, ons allemaal oud en jong. As jy gaan en iemand bid vir jou, en jy kry die ander met die graaf op gehad, sê dankie Here, jy lewe. Yes, amen. Jy het opgestaan. Dit het so groot verskil in my lewe gemaak. Ek kan nie op om te sê hoe goed is die Here vir my. Ek kan nie op om sy naam groot te maak nie. Dus ek altyd op met my laaste tyd tot prys die Here. Dan wil allemaal weet hoekom. Want hy is lief vir my, baie vir my gedoen. As ek net dink waar hy my gaan uithaal. Waar was ek? Die sister hulle hier so kom uitraak was 'n robbies, 'n dronklap. En dan word julle kinders daarby gehad het nie, want ek het net my wil gevolg. Want God daai aan toe die Here gesê tot nie verder. Yes, amen. Van nou af gaan jy my die nader as ek in die wêreld gedien het. En ek kan sê dankie. Dankie vir die Here dat ek daai kans gekry het. En baie lekker te kan ons ervaar om die Here te dien. Ek kry meer tyd om die Here te dien, as wat ek gekry het om die wêreld gedien het. Want ek die wêreld gedien het, my geld weggehardloop. Ek het nooit geld gehad, die geld het gehou daai tyd toe myner altyd sê, van die ene van die maand tot die ene van die aand. Want jou geld klaar. Toe die Here my kan kom en ek begin doen wat hy vra. Want op die ene van die maand is ons verbaas, ons vrou die beursie oopmaak, en alleen nog 100 rand of 200 rand in die beursie. Terwyl wat ek vir jare lang in my lewe kon ervaar nie. Maar totdat ek my lewe vir die Here gegee het. En totdat ek begin doen het wat hy my gevra het. En wat hy vir my sê, wat hy vir my leer in sy woord. Hy lewe, opgestaan. Hy is 'n werklikheid. Yes, amen. Ek wil vanavond klaar maak met my getuienis. Daar's baie mense wat nou wil die ding bepaal te spreek en goede, maar ek weet, my koning lewe. Amen. En dat ek al vir hulle gesê het, dat ek met my dogter in Noudag gesoet ek waar gekuier het. Onthou net een ding, die hel is ook bewerk. Yes, amen. As jy beaangem met die dinge wat jy nie gaan aangewag in jou oog. Ek verspan nie meer so beroemd of so populair nie. Maar ek gee nie om, ek hoef nie beroemd of populair te wees nie. Die koning van konings gaan dit terug. Ek kan hulle siele red. En ek kan net dankie sê daarvoor. Sy sê wonderlike naam. Amen. Goeienaand julle. Dit is 'n wonderlike voorreg om die Here te dien. Yes, amen. En dit is so wonderlik om
om so met vrymoedigheid na hom toe te kan kom. Amen. Want die Here hy klop aan ons deur, en as ons oopmaak, sal die Here die res doen. Maar hy wag tot laat ons hom innooi. Want hy sê hy's 'n gentleman. Hy kom daar waar hy genooi is. Amen. En ek dank die Here. Amen. In Joël 2 vers 25. En ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot weermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle 'n oorlog oorvloedig eet en versadig wees. En die naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het. En my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is. En dat ek die Here julle God is. En niemand anders. En my volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie. En die Here, ek wil net hierdie lied, soos 'n hart, smag na waterstrome, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Dankie. Ek glo die Here is altyd saam met my. Amen. Dit het my 32 jaar gevat om in 'n kerk te gaan sit. 32 jaar wat niemand my wou toelaat om agter in 'n kerk te begin en vorentoe te kom nie, as gevolg van my siektes wat ek gehad het. 32 jaar wat ek gesmag het om die Here te dien, wat ek daar nie kon uitkom nie. En toe as die intrek by Elsaler, het pastoor Koos my toegelaat om daai deel te doen. En vandag kan ek so dankbaar wees daarvoor. Want net daarna, toe begin my hele lewe verander. Halleluja. Want van agteraf het ek vorentoe gekom en ek kon saam met almal sit. My gesondheid het die Here so goed gedoen, dat ek geen aanvalle kry nie. Prys die Here. Dis van my af weg. Dankie. My rug het ek nou struktig, my stuitjie gebreek. En hy het dit genees. Amen. Halleluja. Dankie. Ek het nou die dag my enkel geswoek. En ek het gedink, hier kom ons alweer vir so 3 weke loop. Ek het 3 dae geloop. Prys die Here. 3 dae in my enkel was. Dankie Jesus. Ek sê ek weet die Here is saam met ons elke dag, Ja. elke minuut en elke sekond. Ja. Want ek weet hy sal my lei en hy sal my gesond hou. Ja. En elke keer as ek na hom toe roep, weet ek hy gaan my hoor. Amen. Dit is nie altyd lekker nie, maar dit is ook nie altyd sleg nie. Want die Here gebruik probleme om vir ons te wys waar ons is en wat hy van ons wil hê en hoe dit lyk. So as 'n mens met 'n positiewe gesindheid daarna kyk, kan ons groei. En ek het nie getuig, ek kan nie onthou of ek getuig het toe hulle my handsak gesteel het nie. Maar wat ek wel wil sê is, toe dit gebeur het, was die Here so goed vir my, dat ek nie eers trauma gehad het. Ek het nie eers skok en trauma gehad daaroor nie, want ek het nie eers geweet hulle het dit gevat nie. Ek het eers 'n rukkie daarna agtergekom wat regtig gebeur het. En dis sleg, dit was nou nie lekker nie.
Maar as ek kyk daarna, dan sien ek hoe goed was die Here vir my, maar in die week voor dit met my gebeur het, bid ek die een môre en ek lees hierdie vers in 3 Johannes 1 vers 11. En dit sê, geliefde, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen is uit God, maar hy wat kwaad doen, hoor hierdie mooi genade. Mense sal nou dink teenoorgestelde moet staan, hy wat kwaad doen is nou nie uit God nie, want dit sê hy wat goed doen is uit God. Maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. En dis die genade, en weet jy toe hulle daai handsak vat en ek by die huis kom en ek bid en ek sê, ag Here, dit het nou gebeur en ek praat met die Here daaroor, maar eers sê ek, Here, ek vergewe hierdie mense wat dit gedoen het en ek spreek hulle vry, want hulle het U nog nie gesien nie. Hulle het U nog nie gesien nie. Die feit dat ons vanaand hier sit en kan getuig van die grootheid van die Here, kan sing dat hy 'n anker is wat ons vashou, dat hy ons rots is absoluut omdat ons gesien het, omdat ons oë oop gegaan het. Is daai koortjie wat sê, ons het baie keer as ons saam Fred se familie gekuier het en hulle het gedrink en gekuier en aangegaan, dan het Simonai altyd toe sy klein was gevra, maar hoekom doen hulle nou al hierdie goed? Dan sê ek vir Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Dat ons weer genade sal hê vir hulle wat gebroke is, dat ons genade sal hê vir hulle wat stikkend is en gebroke wat verkeerde goed doen, dat ons sal sê, Here, ek bid vir die redding van hulle siele, ek bid vir daai diewe, hulle gaan gered word, ek gaan hulle daar sien in die baai, hulle gaan daar wees, want ek glo, want die Here sê, as jy glo, hy wat na God toe gaan moet glo, dat God 'n beloner is vir die wat hom soek. En ek weet hulle gaan gered wees. Toe ek die volgende oggend so gaan bid, sê ek, Here, U moet vir my sê, hoekom het dit met my gebeur? Wat wil U my leer uit dit uit? En die Here gee vir my hierdie ding oor probleme. Wil dit net so 'n bietjie groter maak. Hy sê, God uses problems. En hy het verskillende probleme gebruik, die Here, maar hierdie spesifieke een was vir my. Hy sê, God uses problems to perfect you. Trials responded to correctly are character builders. God is far more interested in your character than your comfort. Yes. Your relationship to God and your character are the only two things you are going to take with you into eternity. We can rejoice when we run into problems. They help us learn to be patient. And patience develops strength of character in us and help us trust God more each time we use it until finally our hope and faith are strong and steady. Amen. En ek het net daar besef, ja wat, vat maar my nuwe foon, dis okay. Vat maar die goed wat jy wil hê, dis okay. Want die Here sê vir my, al wat ek gaan saamvat met my, is my geloof, my verhouding met die Here, en my karakter. So ek wil Jesus vandag al die lof en al die eer en al die aanbidding gee, en vir hom dankie sê, dat hy my anker is wat my vashou. Amen. Ek wil net vir Here sê dankie vir alles wat hy vir ons doen. Vir elke struikelblok wat in ons pad gesit het. Want soos wat Tannie Enda vanoggend gehoor het, dis nie 'n struikelblok om ons te laat val nie, dis 'n stepping stone op vorentoe nie. En deur alles wat ons so ver gegaan het, het die Here vir ons net geleer geduld, genade, vrede, liefde. En in alles wat ons deurgaan, voorsien die Here nog steeds vir ons elke dag. Gaan slaap nie honger nie, maak nie saak hoe leeg my bankrekening is, of hoe leeg my huis is nie. Ek eet elke aand. Ek wil die Here al die lof en eer gee.
Amen. Here baie dankie sê vir alles wat hy vir ons ook doen. Ek het nou so rukkie terug, eintlik in die week begin bid vir elke kleinkind van my. As hy skool uit gaan, dat die Here die werk na hom toe sal stuur. Gister laat weet Joanne vir my, Ruben het werk gekry, hy maak die einde van die jaar klaar. So ek sê vir die Here baie dankie en ek wil vir die Here dankie sê dat hy my deurgedra het hierdie afgelope 2 jaar. Want vanaf my ma oorlede is en my sussie hierdie jaar en ek was in 'n gat gewees waar ek nie kon uitkom nie en as ek gaan bid dan sê ek Here asseblief, daar's 'n tyd om te rou, daar's 'n tyd om klippe weg te gooi, dis tyd dat ek gesond word. Amen. Ek is moeg om so depressief te wees en so siek te wees en altyd hierdie swart kol om my te hê. En ek sê vir die Here dankie, want toe ons teruggekom het van Joanne af, toe is ek beter. En ek is al die lof en eer vir die Here, dankie daarvoor te sê. Dankie, Here. Ek dank die Here. 'n Mens weet nie hoe stug ander mense se getuienis jou nie. Want in elke ding wat iemand sê, is daar iewers 'n draai in jou lewe wat daai getuienis ook so 'n draaitjie leer. Maar ek luister na 'n ding van 'n Dr. Gibbs. En hy praat oor sy ma. As mens nou luister, 'n formidable vrou. 20 jaar in musiek in die kerk gemaak. Hy sê hulle huis het die mooiste musiek gehad in die huis. Alles was musiek gedrewe. En hulle huisgesin was kerk gedrewe ook. Hy sê, sy het maar die musiek gemaak en hulle was elke diens in die kerk. Klaar. Dit was nie onderhandelbaar. Maar toe kom die duiwel en hy slaan 'n slag. Sy kry polio. Nou ons ken nie polio ons geslag nie. Maar ek onthou toe ek so 'n jong seentjie was, ek staan met 6, het ons bure se seun polio gehad. Brian Miller. So met die eisters in sy bene geloop. Hy moes op 'n rolstoel so sit met sy bene so reguit. Met 'n plank. En dit was verskriklik. Al wat hy kon gebruik was sy kop en sy voorlyf. Maar verder was hy, soos hy sê, useless. Maar die Here gebruik useless ook. Amen. Yes, amen. Hy getuig, hy sê, sy ma was 2,5 jaar in die hospitaal. Nou daai jaar het hulle nog nie al hierdie slimmigheid gehad wat ons nou gehad. Hy sê toe sy ma uitkom, toe kom sy nou so daar by die huis aan, kan nie loop nie, siek, nog pyn, al daai goed. As sy pa sê, die gesin moet kom, hulle moet die Here eer, dat sy huis toe gekom. Yes. Almal het gesê, sy gaan doodgaan in die hospitaal. En hulle laat elkeen so bid, en hy sê, hulle kom by sy ma, en sê, wat wil ma hê, met ons voorbid? Hy sê, ek het net een begeerte. Ek wil vir die Here nog iets doen, wat tel. Yes. Jy weet, en hier sit ons almal, met my sussie wat nou, met die doop 'n probleem het, maar kyk waar sit sy in die huis van die Here. Dankie Here. Ons ander is almal, as ek so kyk, lyk is my alright. Ja. En hy sê, nou dink hulle, my man, wat kan jy doen? Jy kan nie ordentlik praat nie, jy kan nie loop nie, jy kan nie beweeg nie. Wat wil jy doen? En toe kom sien hulle predikant hulle, en sê asseblief,
sy was so meer as 20 jaar die orgeliste in die kerk. Toe sê, die kerkraad het besluit, sy wil nie meer kerk toe kom nie. Ons bang sy gee die mense polio, dit steek aan. Ok, polio was 'n hoogs aansteeklike. Maar sy is nou al verby dit. Hy sê, dit was soos 'n doodskoot vir hulle as 'n familie, maar nie vir sy ma. Sy ma het net gesê, dominee toe klas is, maar wil jy nie net saam met ons bid, dat die Here my iets gee, wat ek vir hom kan doen. Yes, amen. Niks van haarself. Sy sê, hy's weg. En so, baie kort rukkie daarna, ek dink ek sê 'n maand daarna, kom na 'n ander predikant. Hy sê dit nou kerkie begin. En daar is net 'n paar mense, dit is baie min. Dus kom ek vir jou sê, it's not where you start, it's where you finish. Yes, amen. Nee. En hy sê vir hulle, hy het nou die kerkie begin. En hy wil hoor of hulle nie saam met hom wil bid nie. Hy sê nie 'n vereiste op druk op hulle. Sy sê vir hom, pastor, ek wil hê jy moet bid dat die Here my bruikbaar maak, dat ek iets kan doen vir die werk. Hy sê, jy kan, suster. Hy sê, wat? Hy sê, jy kan die sondagskool doen. Hy sê, ja, ek sal. Maar ek het nog net vir jou slegte nie, ons het nie een kind in die sondagskool. Hy sê, ek het 2. So ons het 2. En hulle begin. En hulle sit die aand by die huis en sy sê, hulle moet saam daar bid. Sy wil 'n bus hê om die kinders saam te ry. Hulle het nie eens 'n sondagskool van formaat het. En sy sê vir haar seun en kom. Hulle gaan na die ou toe oor die busmaatskappy. Hy sê, ma, niemand gaan jou help nie, niks nie. Hy sê, jy moet kom, jy moet my vat. Hulle kom daar, hulle stop so by die gebou, so by die venster. En toe uit die kar uithaal, toe gly sy sy hande uit. En sy val in die sneeu. Ja. Maar sy skree van die pyn. En nou moet hy eers wag dat sy net 'n bietjie kalmeer. Naderhand daar op en hulle trap aan binnekant en hulle gaan in, hulle kom by die dame, die ontvangsdame, en hy sê, ons wil net iemand sien, ons wil hê jy moet vir ons 'n bus gee. Hy sê, ons gee nie bus toe. Hy sê, nee, ek wil net met die eienaar praat. Die Here het my gestuur. Toe kom die supervisor en hy kort van draad met hulle. Want hulle is 'n besigheid. Hulle kan nie help met sulke goed. Sy sê vir hom, is dit jou buste? Hy sê nee, sy sê, wie se buste? Hy sê, dis die eienaar se buste. Sy sê, ek kom met hom praat. En hy kom uit. En hy sê, mevrou, ek kan jou nie help met 'n bus nie. Sy sê, hier is my model, my God can get very upset if you don't do what he say. Ja. Hy sê, ek gaan jou vir een Sondag 'n bus gee. Wie gaan hom bestuur? Hy sê, nou dink ek aan, ek het nie 'n bestuur. Jy moet my 'n bestuurder ook gee. En hy sê, ok, ek gaan jou een bus en een drywer vir een Sondag gee. En hy is reg. Sy sê, maar wag. Ek sê, jy moet vra vir 2 busse. Aan die een kant van die dorp, die een bus gaan nie al 2 kante van die dorp ontdek. Ek soek 'n bus vir die kant en 'n bus vir die kant. Na rukkie, ek jou 2 busse.
Ek bring van die kinders aan by verskillende plekke. Die volgende week, ja, 3 busse, Prys die met Here. drywers. Awesome. En toe 10 busse, toe 20 busse. Op die einde van die dag 100 busse. Wat kan sy bou 'n sonnaskool van 5000 kinders. Prys die Here. Toe hy nou getuig toe sê dat 178 evangeliste uit daai sonnaskool uit. Dankie En Here. dis hoekom ek sê ongeag van ons omstandighede. Ek kan nou hierso sê, sy het omstandighede op die stad. As ek in haar posisie was, weet ek nie of ek sou moed gehad het nie. Maar ek sien sy het moed. Daar's 'n smile op die gesig en Ja, Here. as long as there's a smile on the dial, Ja. daar's hoop. Yes, amen. Maar so het ons elkeen, ons het 'n potensiaal wat in ons opgesluit is. Amen. Ons moet die ywer uit ons hart kry om iets te doen. Ja, amen. Ek weet, ek het nou die dag sê vir Eileen, sy voed haar eie vyande. En sy gee vir haar vyande kos en geld en toe ek hierdie stukkie hoor, sê die Here vir my, nie jy bekommerd wees oor haar werk nie. Ja, amen. Yes, amen. Ek is op die Heer. Yes, Amen. En dis wat ek vra dat die Here in elkeen van ons sy lewe kan oorneem. Yes, amen. Dink net as ons elkeen 100 mense vir die Here kan wen. Ja. Nie 5000 nie, 100. Ja, Here. Sien, hierdie kerkie sal 3 keer gebou moet word, hy sal nog te klein wees. Yes, amen. Maar kom ons vat die gebed en die erns daarvan, want hierdie ou se ma het erns gehad. Sy het nie dat goed daar omkry. Nee, hierdie pastoor het môre dit gesê en ek hou nie daarvan. Hierdie broer daar by die deur, sê hy groet jou asof hy jou nie wil groet nie, kyk of jy melaats is. Miskien het jy polio. Dit is die waarheid. Ja, amen. Maar die polio is jou deur Ja. na bruikbaarheid. Hierdie mic is baie warm genoem. Ek sal er al even pas so aan. Net terwyl Johan so getuig, dink ek aan net gehoorsaam. Net vanoggend in die oggendure bid ek vir Henda, ons maar bekommerd oor haar oë, want sy sukkel, sy kan nie in die aand bestuur nie, en ek bid vir haar, en ek gaan bid. En die Here lê op my hart om vir iemand te bid in die kamer. Iemand wat ons nooit oor praat of niks nie. Ek bid vir die persoon, gaan slaap verder. Vanoggend na diens sê dat sy gou iets by die spaar gaan kry. En terwyl sy in die spaar is, toe dink ek dat ek net hierdie persoon WhatsApp en hoor hoe gaan dit met hulle. En persoon wat weet my terug, sy sê, Hans, baie dankie dat jy reg gehoor het. Sy haal aan, sy sê, hy. Terwyl ek sê net my stuur, toe dink ek, Here help ons, dat ons toch gehoorsaam sal wees. Baie keer dink ons, ag nee, want dis nou dalk die duiwel wat hierdie ding op my lê om vir iemand te bid of vir iemand 'n boodskap te stuur. Maar dat ons luister wanneer die Heilige Gees met ons praat. Prys die Here. Ek wil net vir julle baie dankie sê. Baie goed is vir my. Ek het net 'n dankbare hart. As 'n mens op jou lewe terugkyk, dan sien genade. Amen. As ek vorentoe kyk, dan dankbaarheid dat ek weet die genade van die Here dra my. Amen. Amen. Here baie dankie sê. En van jare, Sandra. Ek het so 3 jaar terug met hulle gesê ek is besig om dood te raak. En ek was baie bang geweest. Ek het gegaan vir die behandeling en ek het verhaal
operasies en alles, mense in my oë gesit, en so 3 maande terug, toe gaan ek en hulle waser weer my oë gedoen, en die stens in my oë het nie mooi die drukking op my oë weggevat nie, en hulle het dit oopgemaak in die laser, en my druppeltjies gegee, dis my skoonpa, my stiefpa oorlede, en ek kan die druppeltjies my oor, ek kan dit myself doen nie, my man doen dit altyd, maar ek kan die druppels nie terug my oor toe, en hy het beland in die hospitaal vir 6 dae in ICU, en ek kan die oogdruppels gebruik nie, en vir 'n maand en 'n half het ek nie die oogdruppels gebruik nie, en ek het teruggegaan na die spesialist toe, en sy het weer my oor getoets en gekyk na die drukking op my oor, en sy het vir my gesê, dit is gesond. Prys die Here. Ons koning lewe. Deur al die getuies wat ons vandag gehoor het, kan ons net dankbaar wees. Dankbaar wees om kinders van die grootvader te wees. Want hy voorsien, hy gee. Baie keer het hy nie eens gevra nie, jy kan nog net daar. Hy voorsien heel van ons. Ons moet vashou in die Here. Daar's geen groter God as hy nie. Niemand daar buite in die wêreld kan jou gee of jou doen wat die Here vir jou kan doen. Gee hom net 'n kans in jou lewe. En hy sal vir jou gee wat jy nodig het. Baie keer is ons te bang om uit te reik na die Here toe, te sê, Here, hier is ek, sien my daar. Maar hier staan ek, groot en vet. Ek het een hand was ek dronk. En ek het gebid, ek het die Here gevra, Here, sien hierdie sondaar raak, Here, help nie my. Hy volgende oggend, toe is 'n ander mens. Ek was nie meer babbelaars nie, ek het nie meer gerook nie. En ek het 'n ander craving gehad. 'n Craving na die Here, om meer en meer uit te vind van die Here. En baie van my familie het weggedraai van my, omdat ek met die Here aangeneem het. Maar die Here het altyd 'n plan. Amen. Toe gee my sulke lieflike vriende, familie, in die kerk. Ja. En hulle was altyd daar. Die dae het swaar gaan, die dae het nie lekker is nie. Dan was daar boodskappe of iemand kom net na jou toe die kerk en ek kom gee jou drukkie. Staan vas, soos ek volgende te hoor, staan vas. Die Here is in beheer en hy is in beweging. Prys sy wonderlike naam. Beweris, ek gee my jou item gee en ek sommer vir ons afsluit op meneer. Dankie. Well, you can make the day from the grave, change the water and turn it into wine. He can make the lame walk, he can break the dumb talk, open up the eyes of the blind. Oh, let's go down to the river, and the man is walking on the water. Come along with me. All I wanna see is this man walking on the water. Jesus is the man at the river, and he's watching people bend away. He can save your soul if you give him control. Be ready for the judgment day. Let's all go down to the river, and the man is walking on the water. Come along with me. All I wanna see is this man walking on the water. To see the sea walker, the blind man healer, the leper cleansing man of Galilee. To know the soul Savior, the one who sets me free. Take my hand, dear friend, and follow me. To see the sea walker, the blind man healer, the leper cleansing man of Galilee. To know the soul Savior, the one who sets me free. Take my hand, dear friend, and follow me.
net die oë. Vader, dankie vir die voorreg wat ons kon geniet weer eens vanaand om in die huis van die Here te kan wees. Here, en dankie dat ons weet, U kyk nie na getalle nie. Ja, Here. Al was ons net 2 of 3, Here, ons weet U was hier gewees. En Here, deur getuienisse wat uitgegaan het vanaand kom ons gestig word. Here, sodat ons kan aangaan dit wat die week vir ons voorhou. Here, het ons nie nodig om te vrees of om bang te wees nie, want ons weet U sal reeds daar. Ons nie nodig om bekommerd te wees nie, Here, want ons weet U is daar. En ons weet U maak 'n weg. Net soos die liedjie sê, God sorg vir die mossies. Hoeveel te meer sal U nie net vir ons sorg nie. Here, my gebed vanaand, Here, sien elke hart raak, Here. Amen. Maar meer as alles, Here, steek ons aan die brand vir U. Amen. Dat waar ons die nuwe week ingaan, Here, dat ons sal brandend wees, om vir ander te kan gaan vertel van 'n lewendige God, Here. 'n God van hemel en aarde. 'n God waar sonder ons nie kan aangaan nie. Here, net soos wat U verder lei, Here, waar ons huise toe gaan, wil ek bid, beskerm en bewaar ons, Here, en bring ons ook weer veilig terug by mekaar op die bestemde tyd. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Amen.